Goeiemôre, wat 'n wonderlike voorreg om weer op hierdie Saterdagoggend met u te kan praat. Dis vandag 11 Julie 2026 en ek wil graag vir jou die volgende vraag vra en ek praat uiteraard eers met myself. Laster jy en ek ook die duiwel? Nou weet ek jy vra binne in jouself, maar Pieter, wat is fout? Hoekom mag ek nie? Want ons is so gewoond daaraan dat die duiwel is net negatief en wil net negatiewe dinge met ons doen. Kom ons gaan lees bietjie Judas 9. Of Judas het net een hoofstuk, vers 9. Maar toe Michael, die aartsengel met die duiwel in 'n woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou. Die hoof van die engele, Michael, was in 'n woordestryd gewikkel met die Satan oor wat gebeur met Moses se liggaam. Gaan lees maar self Deuteronomium 34, toe Moses gesterf het, was hulle in 'n woordewisseling betrokke oor wat gaan van sy liggaam word. En ja, Moses is in die land Moab begrawe, maar selfs die hoof van die engele, Michael, het dit nie gewaag om 'n beledigende woord aan die Satan, aan die duiwel toe te dig nie. Nie teenstaan die feit dat 1 Johannes 5:19 vir ons baie duidelik sê, dat die hele wêreld lê in die mag van die bose, het die hoofengel, Michael, nog steeds geen beledigende woord teenoor die duiwel geuiter nie. Die dilemma is net, waar staan jy en ek rondom hierdie Bybelse waarheid? Vat jy en ek ook so nou en dan 30 sekondes se onbekeerde verlof en vertel vir die duiwel in ons taal wat ons van hom dink? Of is dit 'n kwessie van die Satan is ook 'n skepping van die Allerhoogste? Moet ons nie dit ook respekteer nie? Liewe mens, die Satan het nie jou en my toestemming nodig om ons aan te val nie. Aanval sal hy ons aanval. Ek het daaroor geen twyfel nie en hy het nie ons toestemming nodig nie. Hy sal uit sy pad uitgaan om ons te mislei. Maar ek en jy het nie nodig om met hom in 'n woordewisseling betrokke te raak nie. Ons moet net volgens die Bybel optree. En dit beteken dat kom ons gee die Satan eerder oor in die hande van die Here. Ek wil per slot van sake, wanneer die Satan weer aan die einde van die 1000-jarige vrederyk vrygelaat word, dan sal hy kom haal word deur een engel met 'n ketting. Eintlik is hy so swak en tog laat ons toe dat hy beheer neem oor ons lewens in baie gevalle. En dit is hoekom die woord vir ons sê, daardie oordeel oor die Satan kom jou en my nie toe nie. Dit is die prerogatief van ons Abba Vader en ons weet waartoe hy gaan, want hy gaan vir die ewige verderf sal hy gaan smarte hê. Dit is 'n oordeel wat al van die begin van tyd daar is en toegedig is aan die Satan. Kom ons tree volgens die Bybelse weergawe op. Kom ons tree ooreenkomstig die Bybelse reëls en waarheid op, selfs teenoor die Satan ook. Baie dankie dat jy vandag na my geluister het. Shalom.